Ons praat oor gewig. Ek en jy wat die gewig agter die goeie nuus, die evangelie van Jesus ingooi. 2 Tessalonisense 3 vers 1 kom Paulus en nadat hy die brief geskryf het, sê hy die verskriklike belangrike woorde. Sy slotversie, sy slotsom, sy gevolgtrekking, sy finale opdrag. Ten slotte, broers en susters, dis ek en jy. Bid vir ons, wie's ons? Ek en jy, die familie van God, die liggaam van Christus, doxa deo moet vernota. Dat die woord van die Here vinnig mag versprei. Vinnig. Dat daar 'n impak sal wees. Dat daar 'n groot stroom van mense sal wees wat anders ter beginne dink. Wat hulle lewens in oënskou neem en herprioritiseer. Hulle fokus sal sit op God se koninkryk wat vir hom die belangrikste is. Sy wil, sy liefde, sy boodskap in die verspreiding daarvan in die areas waar ons bly, die verskillende omgewings waarin ons leef. En hy sê, en net soos by julle met eerbied ontvang word. Jy sien, die manier hoe ons getuig, die manier hoe ons die koninkryk van God versprei, en hoe ons dit vestig, moet ons kan doen met gesag, met autoriteit, sodat daar 'n eerbied kan wees by die mense, wat dit sien en wat dit hoor, en wat dit in hulle harte opneem. Dit praat van 'n herprioritisering by ons mense. Dit praat van 'n kopskuif. Dit praat van 'n anders dink. Dit praat van 'n ewigheidsverstaan daarvan. Dit praat dat ek en jy sal sê, Here, ons lewe kan nooit weer dieselfde wees, nadat ons hierdie goeie nuus gehoor het, en die koninkryk van God verstaan in ons lewens nie. Vinnig en eerbied. My gebed vandag vir jou is, dat jy hierdie gebed saam sal bid, dat ons as doxa deo moet, sal sien hoe vinnig versprei die evangelie van Jesus Christus in die area van die moed. Daar waar jy werk, daar waar jy sport doen, daar waar jy vakansie hou, daar waar jy braai, daar waar jy kuier. En hoe die impak daarvan so sal wees dat mense hierdie boodskap deur jou lewe met eerbied, met respek sal ontvang. Vader, baie dankie. Dankie Here vir autoriteit in Jesus Christus, vir gesag. Maar Here ook dankie dat ons die vinnige verspreiding van die goeie nuus in ons lewens en deur ons lewens kan sien. En die impak wat dit maak, Here, sodat dit respek sal afdwing by hulle wat Jesus Christus nog nie ken nie. By hulle wat nog nie God se koninkryk in hulle lewens gesien realiseer het nie. Dankie Here vir doxa deo moed. En elke vernoot, Here, wat hierdie nuus versprei aangaande Jesus Christus. Word verheerlik in ons lewens, Here. Amen.